Dag sê, sekerheid is 'n luukse. Met die oorgrote meerderheid van oorwegings waarmee ons in ons daaglikse omgang te doen kry, moet ons op waarskynlikhede staat maak. Soms raak dit gewens om nie net te weet of iets waarskynlik is nie, maar hoe waarskynlik dit is. Sou daar byvoorbeeld 'n 5% kans wees dat Wagter binne 'n maand na sy behandeling weer vloeie gaan hê, dan kan ons dalk sy volgende behandeling bietjie uitstel. Sou daar egter 'n 80% kans wees, dan sou ons dit vroeër reeds doen en moontlik 'n ander behandeling kies. Om die doeltreffendheid van die behandeling te toets, is dit nodig om honde wat behandel is te ondersoek. Ons kan egter nie alle honde ondersoek nie en kies dus 'n groepie honde wat hulle verteenwoordig. Dit kan verder onderverdeel word, byvoorbeeld volgens gewig. Die versameling van alle honde staan bekend as die populasie. 'n Populasie in statistiek bestaan nie noodwendig uit mense of lewende organismes nie. Die honde wat waargeneem is, staan bekend as die steekproef. Die steekproef dien as volmag vir die populasie. Die voorbeeld wat ons hier ondersoek is 'n eenvoudige kliniese toets om die doeltreffendheid van 'n middel teen vlooie te toets. Kliniese toetse speel 'n onontbeerlike rol in evaluasie van medikasie en mediese prosedures. Optelende induksies soos hierdie moet met omsigtigheid toegepas word. Hier volg enkele riglyne om in gedagte te hou. Die algemene riglyn hier: hoe groter die steekproef, hoe meer betroubaar die resultaat. Indien ons byvoorbeeld in ons ondersoek na honde met vlooie slegs 3 honde ondersoek het, kon ons toevallig 3 honde gekies het waarvan die een vlooie het nie. Ons sou dan verkeerdelik afgelei het dat daar waarskynlik geen honde met vlooie is nie. Met 'n steekproef van 250 honde is so flater uiters onwaarskynlik. Hoe meer homogeen die populasie is, hoe kleiner kan die steekproef wees. Oorweeg byvoorbeeld die geval van passasiers op 'n vliegtuig. Deur slegs een passasier waar te neem, kan ons sê hierdie passasier vlieg in 'n noordelike rigting. In hierdie geval is 'n steekproef met slegs een lid voldoende om te indiseer dat al die passasiers op die vliegtuig in 'n noordelike rigting vlieg. 'n Steekproef moet sodanig saamgestel word dat dit die populasie weerspieël. Indien ons die uitslag van 'n verkiesing probeer voorspel, sal die tersaaklike populasie alle kiesers in die verkiesing wees. Om 'n ewekansige steekproef saam te stel, moet die populasie proporsioneel verteenwoordig word in aspekte soos ouderdom, inkomste, ras, geslag, kultuur, verstedeliking, geskooldheid, geloof en geografiese verspreiding. Dit blyk dus dat die samestelling van 'n steekproef baie ingewikkeld kan wees. Deur staat te maak op steekproewe en induksie kry ons 'n beter geheelbeeld as deur bloot na anekdotes te luister. Volgende keer gesels ons 'n bietjie oor die rol van blinde toetsing en kontrolegroepe in kliniese toetse. Intussen, vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd in vino veritas.